Die hoed, o die hoed. Ons lees 1 Korintiërs 11 vers 2 tot 16. Ek neem stelling in agterlangs in die kerk sodat ek die modeparade mooi kan sien. Daar heers 'n doodse stilte en al wat jy hoor is iemand met 'n lastige kuggie en 'n kerkbank wat oorverdowend kraak as groot ou tant Sina haar sit kry. Sy het vandag 'n pink hoed op, soos sy vir die afgelope 20 jaar al dra. Dis net dat die rand van die hoed elke jaar wyer raak, soos wat sy wyer raak, seker maar vir balans. Een vir een kom die skepings in die middelpaadjie afgesweef. Daar's anties met plastiek blommerangskikkings en nagemaakte vrugte en alles word kunstig op die kop gebalanseer. Ek wonder in my stilligheid hoeveel haarnaalde nodig is om sommige van die reuse rangskikkings bo te hou. Kan mos maar gevaarlik wees. Dan sal natuurlik nog die tante met die waawiel. Wee jou as jy agter haar beland. En die kunswerke, die spinnerakke, die visnette. Een ou antiekie dra 'n doetjie op die kop wat dateer uit die Eerste Wêreldoorlog. Die motte het al 'n paar happe daaruit weg, maar dit pla haar nie, solank sy tog maar net 'n hoed op het. Dan Drietjie het 'n lang swart rok aan, toegeknoop tot onder die kin, met 'n somber swart sjalie, 'n swart hoed op die kop en 'n swart sluier wat oor haar gesig hang. En dan rond sy dit alles af met 'n paar swart handskoene. Ek kry haar so jammer. Sy rou verskriklik. Natuurlik dra die manne almal hoede, want dis mos mode. Maar voor hulle die kerk se deure instap, word die hoed eerbiedig afgehaal, soos dit 'n man betaam. En dan, as hulle by die loodglasvenster verbystap, dan blink die son in helder kleure op hulle bleskoppe. Geen man, selfs nie eers die jong rebelle, het dit durf waag om lang hare te dra nie. Want dis onbybels. Dalk is dit een van die redes hoekom Elvis in kerkkringe so sterk veroordeel is. Ek begin giggel toe tant Sunny en oom Joorsie die kerk instap. Sy is groot en sy het 'n paar voorarms aan haar wat 'n rugby voorspeler sal beny. Sy laat hom voorloop om die regte bank te soek, maar as die arme man per ongeluk die bank verbystap, koes hy al outomaties, want hy weet wat kom. Ja, almal weet wie baas is in daardie huis. Arme oom Joorsie. Ook maar 'n hondelewe. Onthou jy nog? Foei tog, die arme jonger mense het so baie gemis in die lewe. Paulus het seker nooit besef wat hy aan die mensdom gedoen het toe hy 1 Korintiërs 11 geskryf het nie. Hierdie gedeelte is baie letterlik opgeneem om presies net so vandag toegepas te word. Die feit is egter dat as Paulus so 'n bietjie verder sou gaan en hy sou beskryf watter klere betaamlik is vir 'n man om te dra, dan sou ons manne almal vandag rokke moes dra. En as ons aan sport sou deelneem, sou dit poedelnaak moes wees. Dankie tog dat hy by die hoofbedekking gestop het. Ek dink almal het al besef dat ons nie Paulus se voorskrifte letterlik moet opneem vir ons lewe vandag nie. Maar waarom
is hierdie gedeelte dan vandag steeds vir ons opgeteken? Kan ons ooit enige waarde daaraan heg? Die agtergrond van dit alles is dat alle betaamlike vroue in daardie tyd 'n hoofbedekking gedra het. En 'n respektabele vrou se hare was altyd lank as 'n simbool van haar vroulikheid. As 'n vrou in 'n buiteegtelike verhouding betrokke sou raak, dan is haar hare afgeskeer om te wys dat sy skande gemaak het. Straatvroue het hulle hare losgedra en sonder 'n hoofbedekking. Paulus wil met hierdie gedeelte sê dat die Christene nie moet probeer om die hele sosiale orde omver te gooi nie, al het hulle Christelike vryheid. Leef steeds soos wat die samelewing betaamlik vind, want sodoende kry jy die respek van die nie-Christene. In vandag se terme sal ons byvoorbeeld sê dat dit doodnormaal is om op die strand in swemklere te lê. As jy egter in jou werkplek in 'n bikini of 'n faffie opdaag, is dit onbetaamlik. 'n Ander voorbeeld sou wees, as jy by 'n groot maatskappy sou begin werk en dinge lyk nie vir jou baie lekker nie, sou dit uiters dwaas wees om sommer met die intrapslag dinge te probeer verander. Jy gaan nêrens kom nie, en dalk selfs jou werk verloor en jou kans om die dinge reg te stel. Wen eers almal se vertroue deur 'n groot bate vir die maatskappy te wees, en dan kan jy begin om stap vir stap met die baase te gesels oor wanpraktyke. Wat dan nou van die baaskap van die man oor die vrou? Nee, Paulus sê nêrens dat hy die baas moet wees nie. Hy is die hoof. Die man is geprogrammeer om die hoof te wees, maar dit beteken nie dat die vrou ondergeskik aan hom moet wees nie. In Galasiërs 3 vers 28 sê die einste Paulus immers dat almal, mans sowel as vrouens, een is in Christus. Mans en vrouens is verskillend van mekaar en elkeen het sy eie nis. Die man is egter die een wat gewoonlik die leier is in die huwelik. Maar dan 'n leier soos wat Christus was, 'n dienende leier wat in groot liefde leiding neem sonder om te oorheers. Kom ons bid. Here, help my om so te leef dat ek nooit iemand anders aanstoot gee nie. Amen.